Môre graad 2's. Maak jou spelboekie oop by bladsy 23 en kry al die gewone potlode wat jy altyd nodig het bymekaar vir jou spellinglesie. Ons gaan vandag die woordjies doen wat begin met 'n k klankie. As ons 'n k en 'n w bymekaar sit, dan maak dit 'n k klankie. Ons eerste woordjie is kwas. Kom ons klank kwas. K, a, s, kwas. Kom ons klank weer kwas. K, a, s, kwas. Die verwer gebruik 'n groot kwas om die muur vinniger te verf. Ons kan ook kwas in die meervoud sit. Kwaste, dan sal meer as een kwas. Ons gebruik verskillende kwaste om mee te verf. Kwas is 'n selfstandige naamwoord omdat ons hom in die meervoud kon sit, né? Ons het gesê daar meer as een is, kwaste. En as ons na 'n sinnetjie kyk, die verwer gebruik 'n groot kwas om die muur vinniger te verf, dan is verwer jou selfstandige naamwoord, want dis die persoon wat die werk doen, dis die persoon wat die verwerk doen. Gebruik is 'n werkwoord. Groot is jou byvoeglike naamwoord, want dit beskryf kwas, wat 'n selfstandige naamwoord is, om die muur is ook 'n selfstandige naamwoord, vinniger te verf, en verf is ook 'n werkwoord. Kom ons klank weer kwas. K, a, s, kwas. Klank weer. K, a, s, kwas. En kwaste. Ons gebruik verskillende kwaste om mee te verf. Daar's gebruik weer jou werkwoord, kwaste, jou selfstandige naamwoord, en verf weer jou werkwoord. En as ons kwas in lettergrepe klap, dan het hy net een lettergreep, kwas. Maar kwaste is 2 lettergrepe, kwaste. Ons volgende woordjie is kwaai. Klank saam met juffrou kwaai. K, ai, kwaai. Klank weer saam met juffrou kwaai. K, ai, kwaai. My ouers is kwaai as ek nie wil luister nie. En kwaai is 'n byvoeglike naamwoord. Kom ons klank weer kwaai. K, ai, kwaai. Hoekom is hy 'n byvoeglike naamwoord? Want hy beskryf die ouers, né? En ouers is die selfstandige naamwoord. En omdat hy 'n byvoeglike naamwoord is, kan ons hom in lettergrepe sê, kwaai, klap, kwaai, dan sy net een lettergreep. Maar omdat hy 'n byvoeglike naamwoord is, kan ons hom in trappe van vergelyking sê, né? Kwaai, kwaaier, kwaaiste. En kwaai is gesê is 1 lettergreep, kwaaier is 2 lettergrepe en kwaaiste is ook 2 lettergrepe. Kwaal. Klank saam met juffrou kwaal. K, a, l, kwaal. Kom ons klank weer, kwaal. K, a, l, kwaal. Ek dink my hond ly aan een of ander kwaal, want hy wil nie sy lekker kos eet nie. En kwaal kan ons ook in sy meervoud sê, dan is dit kwale. Daar is baie verskillende kwale waaraan mense kan ly. So dink bietjie, wat dink jy kan die sinoniem wees vir kwaal? Kom ons klank weer kwaal. K, a, l, kwaal. En as ons sê ek dink my hond ly aan
een of ander kwaal, want hy wil nie sy lekker kos eet nie, is dink jou werkwoord. Hond is 'n selfstandige naamwoord. Lei met 'n lang y, met die ICY, is ook 'n werkwoord. En kwaal is 'n selfstandige naamwoord aan een of ander kwaal, want hy wil nie sy lekker kos eet nie. Lekker is jou byvoeglike naamwoord, want dit beskryf kos, wat 'n selfstandige naamwoord is, en eet is 'n werkwoord, want dit is iets wat jy kan doen. En as ons kwaal in lettergrepe klap, dan hy net een lettergreep, kwaal. Kwale is die meervoud van kwaal. En as jy nou kyk na hierdie sinnetjie, dink bietjie, wat dink jy kan 'n sinoniem wees vir kwaal? Volgende woordjie is kwyl. Kom ons klank kwyl. K-y-l, kwyl met 'n lang y. Klank weer kwyl. K-y-l, kwyl. Mamma vee die baba se kwyl af. Dink bietjie ook of jy kyk of jy kan onthou wat sal die sinoniem wees vir kwyl. As jy kyk na die foto's, dan is dit nogals maklik om agter te kom, nê? Ons kan ook sê die hond se bek kwyl, want hy sien die lekker vleis. So watter woordsoort is kwyl dan? Kom ons klank weer kwyl. K-y-l, kwyl. Mamma vee die baba se kwyl af. 'n Sinoniem vir kwyl sal wees spoeg, nê? En as ons sê mamma vee die baba se kwyl af, dan is in hierdie sin 'n selfstandige naamwoord. Maar onder waar daar staan die hond se bek kwyl, want hy sien die lekker vleis, dan is kwyl 'n werkwoord. Kom ons klank weer kwyl. K-y-l, kwyl. Kom ons klap kwyl in lettergrepe. Kwyl is net een lettergreep. Kwes. Klank saam met juffrou kwes. K-e-s, kwes. Kom ons klank weer kwes. K-e-s, kwes. Die jagter skiet nie altyd die diere dood nie, soms kwes hy hulle net. Dit beteken hy het die dier raak geskiet, maar hy het hom nie dood geskiet nie. Kom ons klank weer kwes. K-e-s, kwes. Klank weer kwes. K-e-s, kwes. Goed, en kwes is 'n werkwoord, want dit is iets wat die jagter doen, nê? En as ons kwes in lettergrepe klap, dan is dit net een lettergreep, kwes. Klank saam met my, kweek. K-e-k, kweek. Kom ons klank weer. K-e-k, kweek. In die vakansie het my ouma my geleer hoe om pragtige blomme te kweek. Kom ons klank weer, kweek. K-e-k, kweek. Kweek. Kom ons klank weer kweek. K-e-k, kweek. Kom ons klank hom nog 'n keer. K-e-k, kweek. En ons sinnetjie is vakansie, 'n selfstandige naamwoord. Ouma is 'n selfstandige naamwoord. Blomme is 'n selfstandige naamwoord. Pragtige is jou byvoeglike naamwoord, want dit beskryf blomme, wat 'n selfstandige naamwoord is. Geleer is 'n werkwoord en kweek is ook 'n werkwoord.
Kom ons klank weer kweek, k, kweek. En kom ons klap om in lettergrepe, kweek. Ons volgende woordjie is kwaak. Klank saam met my, k, kwaak. Kom ons klank weer, k, kwaak. Ons hoor 'n klomp paddas in die donker nag kwaak. Kom ons klank weer, kwaak, k, kwaak. Ons hoor 'n klomp paddas in die donker nag kwaak, dan is kwaak 'n werkwoord, want dit is wat die paddas doen. Nee, donker is 'n byvoeglike naamwoord, want dit beskryf die nag, en die nag is 'n selfstandige naamwoord, so donker is dan weer jou byvoeglike naamwoord in hierdie sinnetjie. Kom ons klank weer kwaak, k, kwaak. En as ons om 'n lettergrepe klap, dan is dit net kwaak, net een lettergreep. Klank saam met my, kwaad, k, kwaad. Ons hoor dit, maar ons skryf 'n d. Kom ons klank weer, kwaad, k, kwaad. Ben is kwaad as maats ander maats aspres seermaak. Kwaad, kom ons klank kwaad, k, kwaad. Klank weer kwaad, k, kwaad. Ben is kwaad as maats ander maats aspres seermaak. Hier is kwaad, jou byvoeglike naamwoord, want hy beskryf Ben, en Ben is 'n selfstandige naamwoord. En omdat kwaad 'n byvoeglike naamwoord is, kan ons hom ook in trappe van vergelyking sê. Kwaad, kwaater, kwaadste, en sy intensiewe vorm is smoorkwaad. Kom ons klap kwaad in lettergrepe, kwaad, en kwaater, kwaater, en kwaadste, kwaadste, en smoorkwaad, smoorkwaad. Kwartier, kom ons klank kwartier, k, kwartier. Kom ons klank hom weer, k, kwartier. Mens sal dink kwartier moet met 'n u wees, omdat dit 'n kwart van 'n uur is, maar ons skryf hom met 'n i. Kom ons klank weer kwartier, k, kwartier. Dit vat 'n kwartier om my gunsteling peselhappie te maak. So dit is hoeveel tyd dit vat om die peselhappie te maak. En 'n kwartier is 15 minute. En ons kan kwartier ook in sy meervoud sit, kwartiere. En as jy na daardie horlosies kyk, dan doen ons sommer 'n wiskunde lesie en jy sien 'n kwartier, die eerste horlosie, dis net 'n kwart van die horlosie. As jy 2 kwarte bymekaar sit, dan is dit 'n halwe horlosie, dan is dit 'n halfuur. As jy 3 kwarte bymekaar sit, dan is dit 'n 3 kwartier. En 4 kwartiere gee vir ons 'n hele uur wat 60 minute is. 1 kwartier is 15 minute. So daar is 4 kwartiere in 1 uur. Kwartier is 'n selfstandige naamwoord, want ons kan 'n voor hom sit, nee, en ons kan hom in die meervoud sê. En as ons sê gunsteling peselhappie,
is gunsteling 'n byvoeglike naamwoord, want hy beskryf jou selfstandige naamwoord, wat die P-silabie is, nee. En kwartiere is jou meervoud van kwartier. Daarom is hy selfstandige naamwoord. Kom ons klap kwartier in lettergrepe. Kwartier. En kom ons klap kwartiere in lettergrepe. Kwartiere. Hy het 3 lettergrepe. Klank kwart. K-a-r-t. Kwart. Kom ons klank weer kwart. K-a-r-t. Kwart. Die tannie deel die lekker pizza tussen 4 maats, sodat elkeen 'n kwart kry. So in wiskunde leer ons van heles en halwes en kwarte, en as hy in 'n kwart gedeel is, dan is dit een van 4 ewe groot dele, nee. En ons kan hom ook in sy meervoud sê, want ons kan praat van meer as 1 kwart. Die KitKat sjokolade is in kwarte verdeel, want daar is 4 ewe groot dele. Kom ons klank weer, kwart. K-a-r-t. Kwart. Kom ons klap kwart in lettergrepe, kwart. Kom ons klap kwarte in lettergrepe, kwarte. Goed, nou het jy jou boekie klaar by jou, oop op bladsy 23. Klank saam met juffrou die eerste woordjie. Kwas. K-a-s. Kwas. Skryf hom oor juffrou sin. Kom ons klank weer. Kwas. K-a-s. Kwas. Skryf hom langs aan. Klank kwai. K-ai. Kwai. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer kwai. K-ai. Kwai. Skryf hom langs aan. Klank kwaal. K-a-l. Kwaal. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer kwaal. K-a-l. Kwaal. Skryf hom langs aan. Klank kwyl. K-y-l. Kwyl. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer kwyl. K-y-l. Kwyl. Skryf hom langs aan. Klank kwes. K-e-s. Kwes. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer kwes. K-e-s. Kwes. Skryf hom langs aan. Klank kweek. K-e-k. Kweek. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer kweek. K-e-k. Kweek. Skryf hom langs aan. Klank kwaak. K
K, kwak. Skryf hom oor die juffrou sin. Klank weer kwak. K, kwak. Skryf hom langs aan. Klank kwaad. K, kwaad. Skryf hom oor die juffrou sin. Klank weer kwaad. K, kwaad. Skryf hom langs aan. Klank kwartier. K, kwartier. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer kwartier. K, kwartier. Skryf hom langs aan. Klank kwart. K, kwart. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer kwart. K, kwart. Skryf hom langs aan. Goed, nou kan jy jou eie woordjies gaan skryf wat begin met 'n K. Onthou om ook die woordjies te omkring met jou rooi, groen en blou vir die verskillende woordsoorte. En donderdag dan skryf jy dit onder onder die donderdag kolom sodat jy dit kan oefen vir Vrydag se spelling toe. Moenie vergeet om daarvoor te leer nie.